Goeiemôre en baie welkom by Mildersdorp Gemeente se uitsaaidiens. Dis vir ons so voorreg om saam met julle te kan kuier vanmôre. En baie dankie dat julle julle huise en julle harte en daar waar julle nou is vir ons oopmaak, dat ons as gemeente ook so kan by mekaar wees saam met medegelowiges. Kom ons bly net so sit en dan doen ek vir ons 'n gebed. Here Hemelse Vader, baie dankie dat U 'n wonderlike en 'n genadige Vader is. Die alomteenwoordige, die heilige God, die skepper van die ganse heelal. Dankie Here Jesus Christus dat U ons verlosser is, wat ons kom red het. Ons kom versoen het met die Vader. Dankie Heilige Gees dat U ons inspraak en ons voorspraak is, wat vir ons help om te kan glo, wat ons help om te kan lewe soos kinders van die Here. Ons kom prys U en ons kom loof U naam, o drie enige God. In die naam van Jesus Christus bid ons so. Amen. Dit is vir my 'n voorreg om te kan verklaar dat ons in teenwoordigheid van die drie enige God is. Kom ons loof hom met 'n lied. Hoe groot is U?
kom en kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U groote naam. In die Nuwe Testament in die Grieks is daar 'n paar woorde vir kerk. En die een is nogal ekklesia, en dit beteken die uitgeroeptes. Met ander woorde, hulle wat God geroep het. Hulle wat God geroep het uit die wêreld uit, na hom toe. Of die saamgeroeptes, hulle wat bymekaar kom as medegelowiges soos ek en julle vanmôre. Dat ons is kerk, die kerk van Here Jesus Christus. Die uitgeroepenes, die saamgeroeptes wat bymekaar gekom het om aan God eer en lof te bring. Ek wil graag hê dat ons hier na 'n kort klip gaan kyk en sê dan vir my, wat is jou ervaring of wat beleef jy wanneer jy hierna kyk? Ek weet nie wat julle beleef het nie, maar daar's baie mense wat nogal groot geld betaal om so tyd te kan beleef. Lekker buite in die natuur, waar niemand jou pla nie, waar jou foon nie lui nie, die rustigheid en die oopte van die natuur. Maar eintlik is dit wat 'n mens nie die nodigste het nie. Want ek weet nie of jy al opgetel het nie, daar is niks. En jy hoor niks, en jy sien niks, en jy sien niemand nie. En die mens is nie gemaak om alleen te wees nie. Dit is maar net eenvoudig so, die mens wil graag tussen mense en by mense wees. Maar ek dink die gejaag van die wêreld en die geraas van die wêreld maak dat 'n mens graag wil eenkant wees, alleen wees. Die slim mense en die mense in die menswetenskap en gedragsverhouding wetenskap sê dat ons lewe eintlik in 'n tyd van eensaamheidsepidemie. Dat dit eintlik 'n pandemie is wat oor die mens gekom het, hierdie eensaamheid. En hulle sê, hulle hoor gereeld uitsprake soos, niemand ken my nie, niemand ken my naam nie, niemand weet wie ek is nie. Ek kan maar net sowel nie bestaan nie, ek kan net sowel maar dood wees, ek kan net sowel nie hier wees nie. Ek is net 'n nommer. Weet hulle vra my nie deesdae jou naam en jou van nie, hulle vra jou telefoonnommer, dis al wat hulle wil hê. Of daai 3 nommertjies agter op jou debiet of kredietkaart, dis al wat hulle wil hê. Jou naam maak nie regtig saak nie, dat 'n mens net 'n eenvoudige nommer geraak het. Die pandemie van eensaamheid. En die uitvloeisel daarvan is eintlik nogal traumaties. Hulle sê daar's 'n ongekende toename in depressie. Depressie wat maak dat mense nie heel is nie, dat mense stikkend is. Mense se fisiese gesondheid ly daaronder, hulle het nie energie nie, hulle is moeg. Ek het nou die dag 'n draai gemaak by 'n dokter, en dit was nie baie lank nie, toe praat ons maar net so lekker, en hy sê toe vir my, Niels, jy sal nie glo nie. Jy sal nie glo nie, elke tweede of elke derde persoon wat hier inkom, is moeg.
is moeg en soek een of ander tonicum of 'n inspuiting of 'n drip om hulle net weer energie te gee. En dit is eintlik simptome van die eensaamheid wat oor 'n mens gekom het. Dat jy sukkel met jouself. Jy sukkel met jouself tussen mense. Jy is nie meer gesond nie. Hulle sê Alzheimer's het 'n ongekende toename en dit is eintlik 'n direkte gevolg van hierdie pandemie van eensaamheid. Dat mense se gesondheid daaronder lê en hulle fisiese bestaan eintlik ten gronde gaan as gevolg van hierdie eensaamheid. En dan vra hulle, maar wat is die oorsaak hiervan? Wat is die oorsaak van hierdie eensaamheid? En dan sê hulle, dit is radikale individualisme. Radikale individualisme. En die definisie van radikale individualisme is, die individu is belangriker as die groep. Dit wat die individu wil hê, is baie meer belangrik as dit wat die groep wil hê. Dit wat die individu wil doen, is baie belangriker as dit wat die groep wil doen. Die individu se welvaart, sy welstand, sy behoeftes, sy begeertes, sy voorkeure, is baie meer belangrik as die van die groep. Ek sit nou die dag hier by 'n hoof in sy kantoor, en ons praat maar sommer oor hoe gaan dit met die skool, en hy sê vir my, Niels, jy sal nie glo nie, dit gaan eintlik nou met die skool slegter as in die tyd van isolasie. Ek vra nou maar, hoe so meneer? Hy sê, ons het nou minder kinders as toe. Hy sê, daar is 'n paar kinders wat na 'n ander laerskool toe is, of na 'n ander hoërskool toe is, en dit is maar so, want die skole is nie ver uit mekaar uit, en ons mense bly ons maar so naby aan skole. Hy sê, maar die grootste hoeveelheid kinders wat ons verloor, wat uit die skool uitgaan, verloor ons aan homeschooling. En die rede wat die ouers gee, dit is vir hulle, dit werk nie meer vir hulle om 'n uur en 'n half skool toe te ry en die verkeer en die parkeerplek te kry nie, om jou kind by die skool te kry, vanmiddag weer 'n uur en 'n half, vir sport 'n uur en 'n half, in 'n dag se tyd is dit 3-4 ure daarmee heen. En dat dit baie meer gerieflik is vir die ouers om hulle kinders tuis te onderrig. Hy sê, Niels, jy sal my nie glo nie, ons koor wat so goed gedoen het, en hulle het baie goed gedoen. Vir die grootte van die skool het hulle eintlik fenomenaal presteer. Hy sê, Niels, ons koor is op pad om dood te loop. Ek sê, nou maar hoe so? Hy sê, dieselfde ding. Die kinders het vir die ouers gesê, hulle sien nie kans om 2 ure te staan en te oefen nie. Die ouers sien nie kans om in die verkeer te kom en die kar te bly wag en die kind by huis toe te neem nie, want dit is nie vir hulle gerieflik nie. Ouers wat sê, maar die kleredrag van die skool of van die koor staan ons nie aan nie. Dat dit wat die individu wil hê, is baie belangriker as dit wat die groep wil hê. En die gevolg daarvan is, dit maak 'n gemeenskap dood, dit hierdie koorgemeenskap eintlik kom doodmaak. Dit is besig om die skool finansiëel dood te maak. Dat hulle by sekere goeders nie meer gaan uitkom nie, want daar is net soveel minder kinders. Terwyl ons hier met Johannes Evangelie besig is met ons digitale groep, het ons gehoor dat Jesus disippels geroep het. Hy het 12 van hulle geroep. En die praktyk van disipel wees of disipelskap is 'n baie algemene praktyk in die tyd van die Bybel gewees. Julle onthou mos dat elke klein Jood moes voordat hy 8 jaar word, die 5 boeke van Moses moes hy ken. Nou wanneer hulle hierdie katekisasie deurloop het elke leermeester vir hom so 3 of 4 of 5 van die topoutjies gekies om hom te volg. En hy wil hulle oplei en leer dat hulle weet wat hy weet, dat hulle maak soos wat hy maak en dat hulle eintlik word soos wat hy is. En later wanneer hy nie meer daar is nie, dan word een van hulle weer die leermeester. So hierdie klein groepie het eintlik 'n gemeenskap geword. En so het Jesus 12 disippels uitgeroep, gekies. En hy het hulle geleer dit wat hy weet. Hy het hulle geleer om te wees soos wat hy is, om te maak soos wat hy maak, om eintlik te word soos wat hy is. Weereens 'n klein geloofsgemeenskap. 'n Gemeenskap wat uitgeken kan word en wat raak gesien kan word deur die manier wat hulle leef. En dis eintlik wat
wat ons as kerk is. Dat ons as kerk behoort eintlik so 'n klein geloofsgemeenskap te wees. Ek lees graag ons skrifgedeelte vir vanmôre, en dit kom uit Johannes 10 vanaf vers 1. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape ingebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingang, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Dis eintlik ons fokusvers, vers 16, en hulle sal een kudde wees met een herder. En ons tema van vanmôre is, leef as 'n geloofsgemeenskap. Leef as 'n geloofsgemeenskap. Ek weet nie of julle opgetel het nie, miskien kan ons vir dit vir julle op die skerm wys, maar al die werkwoorde is in die meervoud. Ek is die ingang vir die skape luister na my stem, hy roep die skape op hulle naam. As al die skape ingekom het, loop hy voor hulle uit. Hulle ken sy stem, hulle volg nie 'n vreemde nie. Jesus het met hulle gepraat, en hulle wou nie, dit verseker ek julle, maar die skape dwars deur die meervoud. En hy sê in die laaste fokusvers, en hulle sal een kudde wees. Hulle sal een kudde wees. Dwars deur is dit 'n hulle, die meervoud. Met ander woorde 'n geloofsgemeenskap, nie 'n individu nie. Ek wil julle terugvat na die eerste paar verse in Genesis 1 vers 26. Want daar leer ons al dat die mens nie gemaak is om alleen te wees nie. Dat die mens geskape word as 'n verhoudingswese. Ek lees daar in Genesis 1 vers 26-27, en God het gesê, laat ons mense maak, laat ons die mens maak, na ons beeld en gelykenis. Vader, Seun en Heilige Gees. Reeds in die boek Genesis. Laat ons die mens maak na ons beeld. Ons noem dit die goddelike drie-eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees. 3, maar nie 3 nie. 1, maar nie 1 nie. Ons lees dit eintlik so mooi in Johannes Evangelie, dat Jesus op 'n keer sê, toe hulle hom vra, maar waar gaan jy heen? Toe hy gesê het, maar ek gaan na my Vader toe. Toe sê hy maar, as julle my sien, dan sien julle die Vader. Met ander woorde, 1, al is dit 3. As julle my sien, sien julle die Vader.
daar in die tuin van Getsemane, toe Jesus gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, is dit weer 1, maar nie 3 nie. Met ander woorde, dat daar is so 'n hegte verhouding, hegte eenheid is tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dat hulle in 'n hegte verhouding, innige verhouding met mekaar staan en dat God sê, kom ons maak mense na ons beeld, mense wat in 'n hegte verhouding staan met God en met mekaar, dat die mens geskape word as 'n verhoudingswese. Dit is hoe ons gemaak is. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is gemaak om deel te wees van 'n gemeenskap. Ons is meer as net 'n individu. Ons moet 'n geloofsgemeenskap wees. Ek vat julle graag na Markus 3 vers 32 tot 35. Dit is eintlik so 'n mooi gedeelte. Ek wil amper sê ek het dit nog nooit van tevore so raak gelees nie. Dis toe Jesus daar besig was om hulle te leer en sy ma en sy broers buitekant gestaan het, buitekant die tempel. En hulle stuur toe vir Jesus se boodskap en sê ons is hier buite. En van die ander lees natuurlik die boodskap of hoor die boodskap en hulle sê vir hom, gaan na jou ma toe en gaan na jou broers toe. En hoor net wat staan in hierdie gedeelte in Jesus se antwoord. Maar hy het gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Dat in en deur Here Jesus Christus word daar 'n nuwe gemeenskap begin daar 'n nuwe familie. 'n Nuwe familie wat broers en susters van mekaar is. Al is hulle nie broer en susters nie. Dat ons een word, al is ons nie net een nie. Al is ons meer as een. Dat ons 'n hegte eenheid word wat in 'n diepe verhouding met mekaar staan, 'n geloofsgemeenskap. En dan lees ek die mooi in ons teksgedeelte Johannes 10:10. Ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom dat julle as geloofsgemeenskap, julle wat ek uitgeroep het, julle wat ja gesê het, julle wat dit in geloof aanvaar het. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Weet in die hele gedeelte lees ons mos van skape. Dat hulle wat Jesus uitgeroep het, hulle wat Jesus gekies het, hulle wat Jesus aanvaar het, is soos die herder in sy skape. Ek weet nie of julle weet nie, ons lees dit nog 'n bietjie raak daar in Psalm 23. Wanneer is 'n skaap op sy gelukkigste? Wanneer sy maag vol is en wanneer hy veilig voel. Psalm 23, U laat my neerlê in groen weivelde. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Wanneer 'n skaap op sy gelukkigste is wanneer hy veilig is en wanneer hy versorg is. En dan lees ek in Romeine 8 vers 15. Julle is nie meer slawe wat in vrees lewe nie, maar julle is nou kinders van God. Wat tot God uitroep, Abba, en dit beteken Papa. Met ander woorde dat ons as kerk is eintlik 'n nuwe familie. Ons is 'n nuwe geloofsgemeenskap, broers en susters van mekaar, met God as ons hemelse Vader. Wie is ons? Wie is ek en jy? Ek en jy wat in Here Jesus Christus glo, wat hom aangeneem het as verlosser en saligmaker. Ons wat deel is van 'n kerk. Die Here kom sê vir ons in Johannes 10 van vers 1 en ek die hele hoofstuk, dat ons is nou 'n geloofsgemeenskap. 'n Geloofsgemeenskap wat deur hom broers en susters van mekaar geword het. Wat nie meer 'n ek en 'n my is nie, maar wat nou 'n mekaar en 'n ons is. 'n Geloofsgemeenskap wat tot God kan uitroep, Abba Vader. En dan wil ek graag lees uit Handelinge 2. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Dis hier na die Heilige Gees uitgestort is en na Petrus 'n groot preek gelewer het en mense het gehoor het, maar hier is vir ons hoop en lewe. Weet, hier is nie meer eensaamheid en depressie en vrees en angs en moeg wees nie.
Hulle gehoor het, maar hier in hierdie geloofsgemeenskap is daar hoop en lewe. Kom vra hulle vir Petrus in Handelinge 2 vers 37, wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen om deel te word van hierdie geloofsgemeenskap? En dan sê Petrus vir hulle, neem Jesus Christus aan en laat julle doop. Weet jy, die doop is 'n wonderlike ding. Die doop is mos die teken van die verbond. Die verbond wat sê, ek sal jou God wees en jy sal my kind wees. Jy en jou kinders se kinders se kinders. So om gedoop te word is eintlik om ingeneem en aangeneem te word in die geloofsgemeenskap, in die familie van God in. Om dan soos 'n familie te leef. En dan lees ek in vers 41 van Handelinge 2, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 het daardie dag deel geword van die geloofsgemeenskap. Dan vers 42 van Handelinge 2 is eintlik 'n fokusvers hier in Handelinge 2. Wat het hulle gedoen? Hoe het hierdie geloofsgemeenskap geleef? En dis eintlik die boodskap van vandag. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle het geleer om dit te weet wat Jesus vir hulle geleer het, dat hulle dit moet weet, om te leef soos wat Jesus hulle geleer het om te leef, dat hulle so sal leef, en eintlik om te word soos wat hulle geword het, om soos Jesus te word. Hulle het hulle toegelê op die leer van die apostels en onderlinge verbondenheid. Hoor julle dit? Onderlinge verbondenheid. Nie meer ek en my nie, maar 'n ons en 'n mekaar. Met ander woorde, wat het hulle gedoen? Hulle het begin leef soos 'n geloofsgemeenskap. Hulle het begin leef soos 'n familie. Hulle was eensgesind. Met ander woorde, nie meer 'n ek en 'n my nie, maar 'n ons en 'n mekaar. Hulle het geleef soos 'n familie wat saam geëet het, wat saam gebid het, wat saam kerk toe gegaan het. Hulle was saam. En hulle het 'n gemeenskaplike maaltyd geniet. Natuurlik het dit aan die een kant beteken hulle het die nagmaal saam gevier. En later was hulle te veel vir een plek en hulle van huis tot huis nagmaal gevier. Maar as mens mooi gaan lees in vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Hulle het begin om saam te eet. Hulle het saam gaan sit en brood gebreek. Nie greinkos gemaak, weet jy, die 5-gang maal wat ons baie keer Sondag maak nie. En dat mens die res van die week byna moet vas nie. Nee, hulle het hulle eenvoudige maaltyd het hulle met mekaar gedeel, het by mekaar gaan sit en hulle het saam geëet. En daarin lê ek die krag van 'n geloofsgemeenskap, om eensgesind te wees, om saam te wees, om 'n ons en 'n mekaar te wees, om saam kerk toe te gaan en saam te bid en saam te eet, saam te sit. Ons kan dalk vra, maar waarom lees ons nêrens hier dat hulle uitgegaan het en getuies gaan wees het en getuies gaan maak het nie? Hoor net wat staan in vers 47. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hulle het gesien hierdie mense wat saam sit en saam 'n stukkie brood breek, hulle wat saam eet, hulle wat soos 'n gemeenskap leef, dat hulle het wat hulle graag wil hê, dat hulle anderste is, dat hulle anderste lewe, dat hulle 'n vreugde het, dat hulle veilig voel, dat hulle kinders van die Here is. En deur hulle eenvoudige saam wees en saam kuier en saam gesels en saam brood breek, was dit 'n getuienis vir die wêreld. Want hoe kan die wêreld glo dat God vergewe as 'n geloofsgemeenskap hulle nie kan vergewe nie, want dis mos daar om die tafel waar ons mekaar leer om reg te leef. Dis mos daar om die tafel waar ons mekaar reg help en sê nee, ek dink eerder so, nee, ek dink eerder sis. Dis daar om die tafel waar ons leer om vir mekaar te bid. Dis daar waar ons 'n stukkie brood breek waar ons leer om 'n ons te word en nie meer 'n ek en 'n my nie. En hulle het dit gesien en daar is daagliks mense wat tot redding gekom het en wat by die gelowiges bygevoeg is. Hulle geloofsgemeenskap, hulle familie wees, het dit bewerk. En die Here kom roep vir my en jou vandag, wat deel is van sy kerk,
wat deel is van hulle wat hom aangeneem het, wat sy kind is, begin leef soos 'n geloofsgemeenskap, wat eensgesind is, wat nie meer 'n ek en 'n my is nie. Ek hou van hierdie musiek nie, ek hou nie van daai musiek nie, ek hou van hierdie, ek hou nie van daai nie, ek hou van so lank, ek hou van so kort, ek hou van hierdie venster, ek hou van daai lig. Wat nie leef net vir sy eie en sy ek nie, maar waar die geloofsgemeenskap belangriker is. En die belangrikste is, dat hulle eensgesind is en saam kan sit en saam kan eet. En dat dit dra 'n getuienis uit na die wêreld toe. Mag die Here vir my en jou daartoe help, dat ons sal leef as 'n geloofsgemeenskap. Ek wil graag so 'n kort klip vir julle wys. Kyk gerus daarna en dan gaan ek daarna saamvat. Come and sit by my side if you're lonely. Close your eyes, drink some tea together. Breathing in, breathing out, smile and come. You will feel that our life is so true. Come and sit by my side when you're tired. Close your eyes, put your hand on your heart. Breathing in, breathing out, smile and come. You will feel that our life is so true. Come and sit by my side if you cry. Close your eyes, put your hands on the earth. Breathing in, breathing out, smile and come. You will feel that the life is happy. Come and sit by my side if you're lonely. Close your eyes, drink some tea together. Breathing in, breathing out, smile and come. You will feel that our life is so true. Come and sit by my side when you're tired. Close your eyes, put your hand on your heart. Breathing in, breathing out, smile and come.
Ons lewe in 'n pandemie van eensaamheid. Waar mense sê, niemand ken my naam nie, niemand ken my nie, niemand sal my mis nie. En dis die gevolg van hierdie radikale individualisme, wat maak dat mense so word. En die Here sê maar, sy kerk, sy kinders is nie so nie. Sy kerk, sy kinders is 'n geloofsgemeenskap, wat by mekaar kan kom sit, as jy hartseer is, as jy moeg is, en as jy stikkend is, en ek weet nie hoeveel daai stukkie van die koortjie gehoor het nie, breathe in and breathe out, and be calm. Ons hoef nie eens altyd met mekaar te praat nie, ons kan maar net by mekaar sit. En die manier wat ons by mekaar is, die manier wat ons familie is 'n getuienis van die wêreld, dat ons deel is van 'n geloofsgemeenskap, broers en susters, met God, ons Vader. Mag die Here vir my en jou daartoe seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie dat U ons gemaak het om nie alleen te wees nie, dat U ons gemaak het om in 'n verhouding met U te leef, in 'n verhouding met ander. Dankie dat ons na U beeld en gelykenis gemaak is. En dankie dat ons deel is van 'n ons, U en ek, U en ons in mekaar. Dankie dat ons broers en susters, hulle is wat die wil van God doen, en wat vir U sê, Abba Vader. Dankie dat ons 'n nuwe familie kan wees, dat ons 'n nuwe geloofsgemeenskap kan wees. Wil U gee, dat ons as U kerk, dat ons as gemeente, dat ons as 'n geloofsgemeenskap soos 'n familie sal leef. En dat ons familie wees 'n boodskap sal uitdra na die wêreld, dat ons is deel van mekaar. En dat ons deel van mekaar wees eintlik 'n uitnodiging, 'n aantrekmiddel sal wees vir die wêreld wat U nog nie ken nie, wat nog nie vir U kan sê Abba Vader nie. Wil U, Heilige Gees, ons daartoe kom help. Dankie dat ons dit kan vra in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons loof die Here saam. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange, en ek loof U as my Heer. Hoop op God, buig jou neer, en loof hom, hy's die rots op wie jy bou. In die nag sal sy lied by jou wees, 'n gebed wat jou omvou. God alleen is my krag en skuld, aan hom alleen wy ek nou myself. Hy alleen is my hart verlange, en ek loof hom as my Heer. O my siel, wees nie meer onrustig, jou verlossing is naby. Hoop op hom, hy is steeds jou sterkte, en sy goedheid bly jou by. Vrede, vors en verlosser Heer, voor U lê ek nou my lewe neer.
Julle kan gerus gaan kyk na die afkondigings wat aangehaak is. Skakel gerus by die kerkkantoor of by my of Dominee Soemerie as daar enige navraag is. Kom ons bly so as geloofsgemeenskap by mekaar en kom ons hoor hoe die Here vir ons uitstuur met sy seën. Die Here sê vanmôre vir my en jou, ek is by jou. Waar jy ook al gaan, is ek by jou. Ek gaan voor jou uit, my pad gelyk te maak. Ek loop langs jou om jou te onderskraag. Ek loop agter jou om jou te beskerm. En ek is binne in jou. Jy is myne en ek is jou Here en jou God. Dankie dat U ons na die wêreld toe stuur, maar dat U ons eerste na mekaar toe stuur. En dat U ons so uitstuur met U seën wat sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek is by jou. Amen. Thank you.